Shabbat Shalom, ek sien dat ondertussen heel wat mense by ons uit aangesluit, so ek sê vir julle Shalom, Alechem, vrede vir julle huis ook. Shabbat Shalom van my af, en as jy nie vanoggend opgewonde is nie, dan weet ek nie wat gaan jou opgewonde maak. So as jy bietjie laat ingeskakel het, is ek regtig jammer, jy het eintlik uitgemis, want Yolandi, ek wil vir jou sê baie dankie, jy het 'n baie goeie werk gedoen, sluit so perfek aan by die lering wat julle sien sal kom. En dan wil ek vir julle sê, dit is met genade dat ons eintlik hier kan sit, want ons het 'n bietjie 'n kort week gehad, en ons het 'n bietjie 'n moeilike week gehad, en teen gisteroggend het ek vir 'n paar mense gesê, hoorie bid, want ek weet nie of ons PowerPoint gaan hê vandag nie. En wonder het Vader gekom, maak nie saak van die slaap wat ons moes opgee nie, maar het Vader gekom en vir ons 'n lering kom gee wat ons self eintlik Jy sal nie glo wat gebeur tussen, kom ons sê, 8 en 8:15 nie. Goed wat ons by mekaar, maar daar's soveel goed wat ons net nie kon, weet wat ons gevoel het, maar ons kan nie dit uitlaat nie, ons kan nie die prentjie uitlos nie, ons kan nie dit, ons moet dit insit, so, ons gaan probeer om alles vir julle in perspektief te plaas, en mag Vader regtig hierdie studie wat julle nou saam met ons gaan doen, en julle is regtig baie welkom om die studie saam met ons te doen, mag hy dit seën, mag hy dit toelig met Ruach HaKodesh, mag ons werklik waar die verligte woord kry, dat ons kan daarna voor Vader gaan staan, voor daar, net by daai reekofferaltaar, sodat ons kan met Vader kan praat daaroor, en dat ons hierdie opgewondenheid in ons het, dat ons is daar om te kommunikeer met hom deur Yeshua, dat ons by hom kan hoor. En julle sal sien, dit gaan alles oor die koninkryk van Elohim, en dit gaan alles daaroor, Vader wil met ons in intimiteit verkeer. Maar ek gaan nou vooruit. Kom ons doen eers, julle sal onthou, as ons het parasha het ons 'n psalm vir Tehillim, wat saam met hierdie ene hardloop. Ons parasha se naam is Pekudei. Die Tehillim is Tehillim 45, kom ek lees hom vir jou. En neem dit tog in, weet jy, dit is pragtig, dit pas so mooi in. Die troon oor jou is vir ewig. Hierdie gaan vir die musiekleier op die wysie van Lelis. Van die kinders van Korach, 'n onderwysing, 'n lied van die liefde. My hart word bewoe deur u goeie woorde, ek dra my gedigte voor aangaande 'n koning. My tong is die pen van 'n vaardige skrywer. U is veel skoner as die mensekinders. Genade is uitgestort op u lippe. Daarom met Jahweh, u geseën vir ewig. Gooi die swaard aan die heup, o held, u majesteit en u heerlikheid. Ja, u heerlikheid. Ry voorspoedig ter wille van die waarheid en die ootmoed en geregtigheid, en laat die regterhand u vreeslike dinge leer. Die pyle is skerp, volke val onder u, hulle tref in die hart van die koning se vyande. U troon, o Jahweh, is vir ewig en vir altyd. Die scepter van die koninkryk is 'n regverdige scepter. U het geregtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom het u, o Jahweh, u Elohim, u gesalf met die vreugdeolie voor u bedgeselle. Al u klere is mirre en aloe en kassie. Uit die voorpaleise maak snarenspel u bly. Dogters van konings is onder die staatsdogters. Die koningin staan aan die regterhand in goud en oever. Hoor my dogter, en kyk en neig u oor, en vergeet die volk en die huis van die Vader. En as die koning die skoonheid begeer, want hy is u Heer, buig u dan voor hom neer. En my dogter van Tyrus, met geskenke sal hulle u guns soek, die rykstes van die mense. Louter heerlikheid is die koningse dogter daar binne, van gouddraad is haar kleding. In veelkleurige gewade word sy na die koning gelei, jonkvroue agter haar vriendinne word na u gebring. Hulle word gelei met vreugde en gejuig.
Hulle gaan in die koning se paleis in die plek van die vader sal die seuns wees, u sal hulle aanstel as u vorste in die hele land. U naam wil ek vermeld van geslag tot geslag. Daarom sal die volke u loof vir ewig en altyd. En ek hoop hierdie, wat is amper soos 'n gedig, maar ek hoop dit het vir jou gesê, presies wie jy is en wat jy is, want jy is die koningin, jy is die bruid. Jy is die bruid, ons gaan daaroor praat vandag, ons moet daaroor praat. Goed, ons parasha is Pekudei en wel, die een betekenis wat ons daar gegee het is bereken en 'n ander ene was afreken en 'n ander ene was besoek. Ons kom nou net daarby. Sê vir my, watter leesgedeeltes doen ons vandag? Die Torah is dit Shemot of Exodus 38 vers 21 tot 40 vers 38. Uit die Haftorah is dit Melakim Alef of 1 Konings 7 vers 40 tot 50. En uit die Brit Hadesha of die hernieude verbond dan nou, wat baie dit ken as die Nuwe Testament, Johannan 13 vers 1 tot 19, Lukas 16, Johannan is natuurlik Johannes, Lukas 16 vers 1 tot 13, en dan Chazon of Openbaring 15 vers 5 tot 8. Nou weet jy, hierdie lyk vir ons na baie kort parasha, maar daar is soveel wat ons van kennis moet neem. Ons het net verlede week alleen, oor daai hele naweek, seker 12 ure spandeer aan die bestudering van die Mishkan, maar hierdie is half nou die afsluiting daarvan vandag. Dit is al die 5de week, wat ons net aan die tabernakel spandeer, en natuurlik oor die bou van die tabernakel. Maar waarom is dit belangrik? Is dit vandag nog belangrik? Ek en jy moet vir onsself daai vraag vra. Wel, ek gaan vir jou kort antwoord gee, en dan gaan ons kyk of ek reg is. Verseker is die tabernakel nog belangrik. Dit bly belangrik, want dit is die plan, dis die prentjie, en die woord wat jy baie van hoor is die tafniet, die patroon. En dan net, Jahoua praat in prentjietaal met ons, dis hoekom hy hulle die tabernakel gee, sodat hy kan sien, sodat Israel kan sien, hoe hulle moet lyk in sy teenwoordigheid. Ons moet net onthou, al die skrifte, alles wat daar gebeur het met hierdie tabernakel, dis ingegee deur die Ruach HaKodesh. Ons het gesien in die eerste van hierdie parashas wat hang oor die bou, byvoorbeeld Parashat Teruma, het dit alles gegaan oor die offergawes vir die Mishkan, en Tetzaveh, wat het dit gegaan oor die hef, die olie op en die opgehewe dinge van die Mishkan, met alle woorde dit wat die beweegoffers moet wees. Kitisa gaan oor die halfshekel, lig die kop van Israel, 1 halfshekel van een persoon en 'n halfshekel van 'n ander persoon, maak 'n volle persoon, met alle woorde 2 persone word 1. Spraak nou daaroor, baie kel, het gegaan oor die 72 dinge wat Betsalel gemaak het vir die Mishkan. Betsalel is die persoon wat jou opgerig het, sy naam beteken die skadu van El. En onmiddellik as jy hoor die skadu van El, dan sal dit jou daar Kolossense toe gooi, ek dink is Kolossense wat sê, hy is die sigbare beeld van die onsienlike Elohim. Yeshua is die skadu van die dinge wat kom, So, as ons nou gaan kyk na die laaste ene van hierdie parashas, dan is Pekudei, die een wat ons vandag gaan doen, en jy gaan dalk verras wees deur die bewoording daarvan. Ek moes ook 2 keer lees ek nou reg, die skepping van en die oprigting van die Mishkan, en inderdaad, so jy sien, maar Betsalel het alles voorberei, hy en Oliaf, hulle het hierdie goed by mekaar gesit, en dan lyk dit as in hierdie parasha, hy gee alles vir Moshe. Nou is dit asof Moshe met die hele skepping van hierdie tabernakel doen, en hy moet in plek sit, en dan moet hy self pad gee, sodat die heerlikheid van Elohim daar kan ingaan. So, dit moet ons terugvat, wanneer ons kyk na al hierdie parashas, na die Hebreeus, en jy sal sien, ek gaan nou vir jou gee, hy sê daar, Wa'asu limitash beshachanti betocham, dit beteken, maak vir my, afgesonderde plek, dat ek in julle en in julle midde kan woon. Jy kan nie onthou dat Yeshua dit ook gesê, die koninkryk van Elohim is in julle en om julle. Hou dit 'n gedagte, jy moet altyd laat die skrif weet beoordeel. So, Jahoua, en hierdie mense, as daar niks is van jy vandag werk nie, neem toch net hierdie dan.
neem asseblief toch net hierdie ding, en dit is, Jahwe gaan alles beoordeel aan die hand van die tabernakel. As ek vir jou sê alles, en jy kry die prentjie vandag, hy beoordeel alles, dit beteken vir jou, jy is ook 'n tabernakel, jy is die tempel van die Gees, neem kennis. Hierdie prentjie kon ons doen, dis een van daardie wat ons doen, en net nie kon weerstaan om toch maar in te sit nie, want Jezus onder by Parashat, Teruma en verder, dan het die volk gekom en hulle weet, as vrywillige offers, met ander woorde met hulle hart, het hulle dan nou hierdie offergawes het hulle gebring, sodat dit aangewend kan word vir die tabernakel, nee, die prentjie sê meer, as wat ek vir jou kan probeer vertel, maar ek wil ook nie te veel daar vasthaak nie, want ons het soveel waardeur ons moet gaan. Nou, verlede week het ek nou met die situasie gesit, dat ek moes 'n ander spreker deur 'n lens dophou. En weet jy wat, wanneer jy iemand anders dophou deur 'n lens, dan sien jy soveel meer. En mag jy dan nou ook hierdie lense hê vandag om met daai fyn detail te kyk, of te kyk na die fyn detail wat Vader het. Kom ons kyk byvoorbeeld wat sê vir ons in Shemot 25 vers 8, want hy is in die detail. Ook moet hulle vir my 'n afgesonderde plek maak, dat ek in hulle midde kan woon. Nou kyk asseblief na hierdie prentjie, dan sal jy sien die wisselwerking van die vuur en die rook wat van die brandofferaltaar opgaan, en dan in die vuur of die rook wat ek probeer vasvang het wat van die hemel af, bokant hierdie verbondsark afgaan. Want Jahwe is mos 'n verterende vuur. So dis 'n wisselwerking van op en af, vuur en rook. Met ander woorde, ja, as jy gaan kyk na al twee van hulle, daar's verskeie prentjies wat het eintlik vir jou gaan gee, nee. Maar dit is belangrik, want jy sal onthou dat eintlik gaan daardie hele tabernakel vir jou twee perfekte vierkante gee, soos wat ons gesien het met die afmetings eintlik, nee. Ek het ongelukkig nie daardie skets dat ek het vir jou kan wys nie. Het jy enige getrek? Goed, dan gaan ons net daarna kyk, en jy gaan sien, is twee perfekte, dit gaan oor die perfekte teebeelde wat vir jou gegee word, dat jy kan sien dat die fisiese en die geestelike word met mekaar verbind, bitter belangrik, dis wat ons doen hier, ons wil kyk daarna, ons wil die ding omskakel in iets prakties vir my en jou, om te kan gaan toepas in ons lewens, né? Gesom of Openbaring 21 vers 3. En ek het 'n groot stem vanuit die troon hoor sê, kyk, die tabernakel van Elohim is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en Elohim self sal by hulle wees, as hulle Elohim. Weer eens, Gesom, Openbaring. Met ander woorde van die begin van die boek af, ek gaan net vir jou prentjie wys dat, as ons gaan na die tuin van Eden toe, dis die eerste tabernakel, en hier praat ons aan die einde van die boek, praat ons alweer oor die tabernakel. Hier is 'n deurlopende tema wat Vader wil hê ek en jy baie goed moet verstaan. So kom ons sien net so vinnig so 'n bietjie van wat ons die afgelope paar weke geleer het. Die tabernakel is meer as net 'n aardse struktuur. Dis 'n patroon, die tafniet van iets hemels. Onthou dit staan vas in die hemel, né? Dat die feit dat dinge hieronder in die fisiese verander, doen geen afbreek daar nie. Dis die standaard, is dit wat in die hemelse is, en dis 'n hemelse werklikheid. Nou, en dis waar die boodskap vandaan kom, soos in die hemel, so ook op die aarde. So ook op die aarde. So, met ander woorde, en dit is Vader se begeerte vanuit die hemel uit, en dit is wat hy wil hê wat hier van my of van jou af moet kom. So ons moet eintlik een met hom word, in hierdie begeerte van hom. Ons moet sy begeerte, sy wil, ons begeerte en ons wil maak. En dit moet deel wees van die liggaam van die Messias, wat dan in hierdie tabernakel uitgebeeld word. Ons gaan meer daarvan praat, heel wat meer daaroor praat. En dan net die hele Mishkan, die hele woonplek, die hele afgesonderde plek wat hy gevra het, is gebruik vir die mense se onthaalwe. Sy volk wat in die hemel is, dis waar die koninkryk van Elohim is. Kom ons kyk gou net na vers 24.
Want die Messias het nie ingegaan in 'n plek van afsondering met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self, om nou voor die aangesig van Elohim vir ons te verskyn. So ons kan sien Elohim het en hy wil hê dat hulle moet dieselfde begeerte hê. Hulle moet wil hierdie intieme verhouding met hom hê. Jy sien, individuele verlossing is regtig net die eerste stap van die plan van die Almagtige in ons lewens. Hoor mooi wat ek jou sê, wat ek gaan jou nou in die tabernakel invat, en iewers langs die pad gaan jy jou individualiteit verloor. Hoor mooi wat ek sê. Verlossing gaan altyd voort met die vereniging van, jou vereniging met die liggaam van die Messias, deur die Torah, sodat die bruidegom, dis dan Yeshua, sy bruid na die land Israel kan neem, waar hy van plan is om by haar te woon. Moet ek dit weer sê? Ek moet dit weer sê. Verlossing gaan altyd gepaard met die vereniging van my en jou, met die liggaam van die Messias, deur die Torah, sodat hy, Yeshua, die bruidegom, sy bruid na die land Israel kan neem, waar hy van plan is om by haar te woon. Nee? Want dan net, hoeveel keer sê hy, en ek sê, by mekaar maak in die ooste, die weste, die noorde en die suide, en ek sê julle terugneem na die land toe. Dit is wat gaan gebeur. Dit is wat vir my en jou wag hier in die toekoms. Maar kom ons kyk bietjie hoe begin ons parasha? Shemot 38 vers 21. Dit is die berekening van die koste van die tentwoning van die getuienis, soos dit bereken is op bevel van Moshe, deur die diens van die Lewiete, onder leiding van Itamar, die seun van die priester Aaron, en Bezalel, die seun van Uri, die seun van Gur, van die stam van Jehuda, het alles gemaak wat Jahua Moshe beveel het. En saam met hom Oholiab, die seun van Achisamach, van die stam van Dan, 'n ambagsman en kunstenaar en kunswewer in pers en in purperrooi en bloedrooi stowwe en in fyn linne. Al die goud wat vir die werk gebruik is by al die werk van die afgesonderde plek, die goud wat as offer aangebied was, het bedra 29 talente, 730. En dan vers 40, vers 17, en in die eerste maand, in die tweede jaar, op die eerste. Nou, jy sien, ons kom nou terug oor die laaste gedeelte toe, nee. Dit is iets wat ek en jy van moet kennis neem. Daar is 'n klop goed waarvan jy moet kennis neem. Het jy opgelet, die Mishkan word 2 maal vermeld, kan jy nie gou met my teruggaan daar. Kyk, sien jy wat sê hy daar? Hy praat daarvan, dit is die berekening, en dan praat hy van die koste van die tentwoning, en dan praat hy van die tentwoning van die getuienis. Dit moet vir jou iets sê, en dan sê hy, dit is hoe hulle, hierdie berekeninge dan nou gedoen het. So daar moet 'n rede wees daarvoor. Jy moet ook weet, ons praat van, ons gebruik die woord bereken, dit kan ook beteken, jy weet, omdat ons te doen met die briefs, dat daar besoek gedoen gaan word aan dit wat ontvang is en wat verbruik is. En dan ons werk hier met die briefs hoor. So, met ander woorde, daar gaan 'n audit gedoen word van dit wat jy ontvang het en dit wat jy gebruik het. Dis eintlik wat dit vir jou sê. Nou, kom is dit vir my en vir jou van belang. Nee, maar voordat ek nou na die berekening gedeelte toe gaan, ek wil net vir dit sê, hoekom, jy weet, daai ding wat ek praat van hierdie 2 Mishkans, dit kan verwys na die feit dat daar 2 tempels gebou gaan word, iewers in die toekoms. Die eerste een is deur Dawid ontwerp, en hy het daarvoor betaal ook, hoor. Dawid het daarvoor betaal, hy het elke sent daarvan, kyk, hy het die blauwdruk gekry, jy hoef net 2 Samuel 7 te gaan lees, dan sê jy sien, Dawid se hart was absoluut om 'n huis van Elohim te bou, nee, jy weet, as ek moet teruggaan na vers, ek dink dis 25, dan sê hy, doen dan nou oor Jahua Elohim, die woord wat jy, die woord wat jy oor die knegt gespreek het, laat het in vervulling gaan tot in alle ewigheid, en doen soos jy gespreek het, want Jahua het gesê, sy seun, Dawid se seun, sal daardie huis vir hom bou. So ons weet, dit is die tempel van Salomo wat dan later gebou is, die tweede een wat gebou is so hulle uit die diaspora terugkeer uit Babylon uit, het Zerubbabel begin, en hy het heel eerste tyd die aanbidding het hy herstel, Israel het die woord herstel, Nehemia het die mure herstel, maar Zerubbabel het herbou ook.
Natuurlik was die hoëpriester Josua ben Nun was betrokke, die profete Haggai en Sagaria, hulle was betrokke, maar dan weet ons aan die einde van die dag het die Makkabeërs die tempel teruggeneem, dit hertoegewy en hierdie einste tempel is dan mooi gemaak deur Herodes. Maar jy gaan ook sien dat verlede week was dit alles met Brit Salah, 72 keer. En as jy gaan kyk na die getalle, dan gaan jy ander goed sien. Ek gaan nie nou daarin gaan nie. Maar in hierdie gedeelte klink dit asof Moshe alles geskep het en dat dit regtig hy is wat die tabernakel oprig. So ons gaan nou nie na die skrifte daarvan kyk. Maar ek wil net iets sê oor die berekening, nee? Ek wil net iets sê oor die berekening van die koste, want jy gaan moet kyk daarna, as jy begin kyk na hierdie besige prentjie, jy is die tempel van die Ruach, so kom ons hardop deur dit, kyk net wat se oudit wat gaan van jou lewe gemaak word, jy gaan dit nie ontsnap nie, hoor. Wanneer Yeshua terugkeer, gaan hy sit op die regterstoel, hy gaan elke woord, elke daad, hy gaan oor alles gaan hy regter speel. So, as jy vir my net 'n kans gaan gee, dan gaan ek jou op 'n klompie tersaaklike goed net wys. En dan net ons praat op die oomblik van die audit wat gedoen gaan word, die afrekening, die berekeninge. En jy moet kennis neem, soos ek sê, want dis wat Yeshua gaan doen by sy terugkeer. Jy gaan afrekening doen van dit wat jy ontvang het, en wat jy daarmee gedoen het, en nie vanuit die Hellenistiese, westerse wêreld vertel hulle jou dat jy onder grys is. Weet jy wat? Nee, as jy nie tabernakel is, as jy verstaan dat jy die tempel van die Gees is, dan weet jy dat dit kom met verantwoordbaarheid en verantwoordelikheid. En as jy sien, wat is die afrekening wat van jou gaan vereis word, van elke ding wat in jou tempel van die Ruach gebeur, dan sal jy dalk jou geloofslewe miskien bietjie ernstiger opneem. En ek sê weer, ek judge jou nie. Yeshua sê ook, ek judge jou nie. Want hy sê, want Moshe het jou klaar gejudge. Met ander woorde, dit wat uit die mond van jou na Moshe toe gekom het, staan vas. Dis wat Vader wil hê. As jy buite dit beweeg, dan oordeel daardie woord jou. Mense is so vinnig en so geneig vandag om te sê, moet my nie judge nie. Ja, jy moet. Ek moet jou judge ooreenkomstig. Ek moet jou oordeel, ek moet regverdig oordeel ooreenkomstig die Torah, en hierdie tabernakel maak dit ook baie duidelik, die hoe en die hoekom. So, met ander woorde, wat ons hierso van mekaar sê, is kry jou lewe in lyn met wat uit Moshe se mond gekom het, wat hy van Jahweh ontvang het. Dis nie so dat Yeshua homself 100% uitgeleef het, wat hy het gekom om ons te wys hoe dit te doen. Nou, die tabernakel lyk soos volk, jy weet, min of meer so wat jy nou daar sien, en as jy die tabernakel gebed verlede week gebid het, dan is jy nogal, kan insien, dis redelijk intens, né? Dis 'n intense ding. So, ons kom nou terug na hierdie toe, ek wil jou nou net eens wys hoe hierdie tabernakel in die tyd van Eden gelyk. Die van julle wat hulle tydjie met ons is, weet dat hierdie is, ons het hierdie prentjie al 'n paar keer gebruik, kan jy sien, hy gebruik daar net 2 punte, né? Ja. By daai ene, vir die, wat algemeen bekend staan as die heilige plek, en die mees heilige plek. Dit is eintlik die afgesonderde plek en die mees afgesonderde plek. Ons gaan nou daarby. Okay. Die vrou het 'n beter idee, jy weet so, ons gaan nou, kyk, dit is reg, jy weet die ding is, ek wil net hier met die idee kry van, dis die hemelse tabernakel, verstaan mooi, die tuin van Eden. Onthou, Vader is besig met restaurasie. Waarheen wil hy ons restaureer? Hy het gesê, kom laat ons die mens maak, sodat hulle kan heers oor die aarde. Hy het nooit gesê, dit hou nou op nie. Hy het nooit gesê, wanneer dit gaan opbou nie. Hy wil hê dat ons terug herstel moet word, na die tuin van Eden toe, sodat ons kan heers oor die aarde, sodat ons weer met hom, weet met dieselfde autoriteit, met dieselfde voorsiening en met sy woord, dat ons kan doen wat die aanvanklike opdrag was aan Adam. Dis wat ons gaan doen. Nou, die een ding wat ons hier so uitgewys het is, jy moet onthou, wanneer jy die tabernakel benader, dan gaan jy dit altyd vanuit die ooste uit doen. Hoekom? Want Adam en Eva is na die ooste toe uitgedryf. So jy gaan van die ooste weer na die weste toe terugkeer. As jy gaan kyk na Farao se tempel, dan is dit net maar die omgekeerde, né? Die benadering van die weste, en hy is in die ooste. En daai hele prentjie is, as hy in die ooste is daar waar die son opkom, dan sit hy eintlik in sy tempel, sit hy totale duisternis.
Weet jy, Ry van der Laan het toch al 'n goeie verduideliking daarvan gegee, as jy wil gaan kyk na sy video's, jy kan dit kry, dat the world may know. Gaan kyk daarna, want dit is eintlik briljant. Goed, kom ons gaan terug na die koninkryk van die hemele toe. Ons prentjie, ons baie besige prentjie. Goed, en daar het het gesê, het is redelijk intens. So, as jy nou vir jou gewys daar in die tuin van Eden, jy benader altyd die tabernakel vanaf die ooste, jy gaan altyd die tempel vanuit die ooste uit benader, so jy weet nou hoekom. En die eerste ding wat jy gaan kry te sien is 'n gordyn. Jy kom by die tabernakel, jy kom van die kant van Juda af. Jy sal ons dit nou vir hulle mooi uitwys, waar is Juda geleë? Maar Juda is voor daardie ingang. En daardie ingang het 4 kleure, en dit is wit, rooi, blou en pers. Die wit vir die reinheid, die rooi vir die betekenis van die bloed, die blou is die hemel waar jou se troon is, en die pers is vir koninklikheid. So, dis 'n kwessie van wanneer jy daar wil ingaan in die tabernakel, weet voor wie jy staan. Ek gaan dit weer sê, want dit is die ding wat is 'n deur op vir jou gaan sê. As jy hierdie boek gaan oopmaak en jy gaan hierdie gebede begin bid, weet voor wie jy staan. Jy gaan deur daardie kleure beweeg, deur daardie ingang beweeg. Jy gaan sien hy is eintlik opgedeel in 3 dele, wat bekend staan as die weg. Daai eerste gedeelte is die weg, die waarheid en die lewe. Presies wie Yeshua gesê het hy is. So, dis hoekom ons hierdie prentjie met opset gekies het, né? Want hy lyk, so wat jy daar sien, dit lyk soos Jakob se leer, as dit opgaan. Yeshua sê vir jou daar in Johannes 1, jy kan gaan kyk, hy sê, vandag, hy praat met Nathanael, hy sê, jy gaan sien dat hy is daar die leer. Met ander woorde, hy is die verbintenis tussen die hemel en die aarde. En dan net Jakob se leer, die engele beweeg op en af. So kan jy sien, hy is die weg, die waarheid en die lewe, en die Vader woon in hom. Hy sê vir ons hoeveel keer, die Vader in my doen die werk. Ek doen niks wat ek nie die Vader sien doen nie. Ek doen niks wat die Vader nie vir my wys nie. So hy sien dit en hy hoor dit. So kan jy sien, as jy na hierdie prentjie kyk, waarom het Yeshua nooit die eer vir homself geneem het nie, want die eer gaan daar na jou toe. Maar wat jy eintlik nou hier sê, wat ek hoor is, Yeshua is die tempel, die weg, die waarheid en die lewe. Ja. En hy is die Godbevatter, die Vader in hom. Presies. En as jy hierdie prentjie snap, dan gaan jy presies verstaan wie Yeshua is. En wie jy is. En wie jy is, en wie die Vader is. Ja. Maar wat vir my uitgestaan het, en toe ek hierdie prentjie sien en voorberei het, was die kwessie van Juda was by die ooste kant. Maar kyk waar ons Efraim geplaas. So ons moet deur Juda deurgaan, om daar uit te kom, sodat ons aan daai kant geplaas kan wees, om Juda jaloers te maak. So jy kan nie net hier invoeter op jou eie nie. Jy moet deur Juda gaan. Jy moet deur die Messias gaan, wat uit die stam van Juda uitkom. Maar ons kan nie ons broers Juda weggooi nie. Hulle het die autoriteit gekry. Punt. Jy kan redeneer watter kant toe jy wil. Hulle het die autoriteit gekry. Hulle die scepter. Romeine 3 vers 2 sê baie, want die Godspraak is aan die Jehudiem toevertrou. Yes. Maar terwyl jy nou so praat van Efraim en Juda, dan dink aan die prentjie wat ons vir jou verlede week gegee het, of voor verlede week, jy moet jou halfshekel bring. Efraim se halfshekel, Juda se halfshekel, dit vorm die liggaam. Kan jy sien hoe pas daai prentjie in? Jy gaan ook sien, ek gaan nou vir jou verduidelik, maar ons moet eers kyk na die hele liggaam van die Messias ook. Kyk, ek wil nie vir elke detail van elke stukkie meebrement gee nie. Ons het nogal die verlede heel wat rondom dit gedoen. Ons het selfs vir jou gewys hoe pas die motiveringsgawes daarin en dis meer. Maar weet jy dat alles wat jy hier gaan sien, gaan te doen met hoe die Seun, Yeshua, die Vader verheerlik. As jy dan nog gaan daar na die brandofferaltaar toe, dan lê jy jou lewe daar neer.
Kyk, in tabernakeltyd sê jou hand op die dier geplaas het, want hy is ons vir jou plaasvervanger, maar in hierdie geval is Yeshua jou plaasvervanger, en ek sê nou vir jou, as jy nie bereid is om alles op die altaar te lê nie, dan waarborg ek vir jou 'n disfunksionele toekoms. Jy gaan nie soontoe op jou terme nie, jy gaan soontoe om geheel en al te sterf. Geheel en al te sterf aan jouself. Nee, jy offer jouself as 'n lewende offer, dis jou redelike geloofsdiens. Romeine 12 vers 2, gaan kyk daarna. Jou volgende plek waarna jy gaan, is hier so by die waskom. En dis waar jy jou hande en jou voete gaan was. Weet, en dis hoekom ons nie gebruik het om op Shabbat hande en voete te was, want weer eens wil ek my hande gereinig hê. Wie mag opklim na sy heilige berg? Hy wat rein van hande is en is rein van hart en skoon van hande is. Sweterlik, jy wys jou hande, my hande skoon voor die, ek het gedoen, volgens die midsel, ek het gedoen wat hy vir my sê. My voete is gewas, want my wee is herstel. Yeshua het gegaan, hy het die disciples se voete gewas, hy het hulle weer herstel. Dit wat daar gebeur. So, maar nou, wanneer jy by die waskom was, en jy het jou hande en jou voete gewas, dis nou waar jy absoluut hierdie begeerte na jou individualisme groet. Nee, geen Lone Rangers in die koninkryk nie, sorry, just does not happen. Dit gaan nie gebeur nie. Individualisme gaan jy los net daar. Onthou net, en ek wil vir jou dit sê, voordat ons aangaan, ek het met die spreker verlede week ook al gepraat, en gesê, ons probleem wat ons ondervind, is dat mense kom van buite die tabernakel, hulle kom tot by die brandofferaltaar, hulle maak klaar met hulle sonde, dan draai hulle om, dan gaan hulle weer by die ingang gaan hulle uit, en gaan doen presies net weer wat hulle gedoen het. In steede daarvan om te besef, dat jou doelwit moet wees, die seun, wat aan die regterhand van die Vader sit, sodat jy in gemeenskap met Vader kan wees. Dis waar jy moet wees. So, jy weet, dis 'n kwessie van lift your vision higher. Vader wil met jou kommunikeer. Hy het dit moontlik gemaak. Hy het dit moontlik gemaak deur Yeshua. Hy het dit moontlik gemaak deur die uitstorting van Ruach HaKodesh. Goed. So, weer eens, dis hier waar jy jou individualisme groet. Ek wil jy moet kyk na die prentjie, want veral die regterkantste ene van, is hierdie prentjie wat jy van gepraat het, waaroor jy wil praat, jy kan sien, jou tabernakel lyk soos 'n mens, ons het dit al 'n paar keer gebruik. Dit verteenwoordig Israel. Hoor my mooi wat ek nou vir jou sê, wanneer Jahwe na Israel kyk, dan is sy gedagte, sê vir Farao, Israel is my eerstgeborene seun, almal van hulle is my een. Ja. Die hele Israel vorm een. Hierdie is 'n prentjie wat ek nie genoeg kan beklemtoon die mense. Kyk daarna. Die hele Israel is deel van die liggaam. Elke Israeliet het daai half shekel gebring. Saam met 'n ander Israeliet is ons 'n volledige eenheid. Hierdie is die prentjie wat vir my dit oopgebreek het. Ek het altyd hierdie gedagte gehad, of hierdie prentjie in my kop gehad, dat die tabernakel lê plat bo ons, en hy's plat op die aarde. Totdat ek verlede week gehoor het, en hier aan die linkerkant sal jy sien, is al die afmetings. Maar as jy hier kyk, dan is dit 2 halwes, 2 vierkante, wat bo op mekaar eintlik is. En dit swaai die hele prentjie dat dit eintlik regop bokant ons koppe is. Presies soos 'n man. En dit verwys mos nou tipies na Yeshua en ons. Want ons moet soos hy word, want hy is soos die Vader. En dit is waar die leer dan vandaan kom, dis hoekom hy kan sê, maar ek is die leer wat in die hemel ingaan vir die Vader. Ek is die deur. Ek hoop hierdie maak vir julle dat julle meer kolletjies met mekaar kan connect. Ek is 'n prentjie mens en ek weet baie van julle is ook prentjie mense, maar dat julle net met hierdie kopskuif sal sien, dat dit nie plat is wat dit bly nie, maar dit eintlik 'n man is wat regop staan.
En dat dit soos dit in die hemel is, so ook op die aarde, en ons moet die replikas wees van dit wat in die hemel is. En dit is die hele doel van die tabernakel, is om ons te vorm. Maak nie saak wat ons deurgaan, om al die stappe, ons gaan nou by 'n prentjie uitkom wat vir ons presies al die stappe gaan wys, maar dat ons al die stappe kan deurgaan, om die beeld van die Vader te kan herstel. Dis heeltemal korrek. Ek wil nou net gou, jy weet, want ons het nou 'n paar keer het ons dit aangehaal. Ek wil net gou vir jou presies sê wat staan in Johannes 1, dat jy kan vir jouself gaan kyk. Hy sê daar in Johannes 1, as Johannes 1, hy sê, waar hy gee met die woorde getuienis, is vers 51 of 52, en hy sê vir hom, Amen, amen, ek sê vir julle, van nou af sal julle die hemel geopen sien, en die boodskappers van Elohim opklim, en neerdaal, hoor mooi, op die seun van die mens. Hoop jy kry die prentjie. Soos Johannes 1 vers 14 vir jou sê, hy het getabernakel tussen ons, daar is jou prentjie. Nou verstaan jy, hy is 'n tabernakel. Sodat Yeshua in jou gevorm word, Galasiërs 4 vers 19, dis wat in jou gevorm moet word, is die hele prent van hierdie tabernakel. Nee? Jy moet die tempel van die Ruach HaKodesh wees, en die vrug dra van die Ruach. Goed. Kom ons gaan terug na hierdie besige prentjie toe. Dis 'n prent. Okay, ek gaan hier optel op my notas wat ek laas gesê het. Ek het gesê dat Yeshua, die seun van wie die Vader gesê het, dis my geliefde seun, Vader woon in hom, die Shekhinah glorie is in hom, hy is gesalf met die Ruach HaKodesh. Nou, hoekom het ek daar net gesê, jy verloor jou individualisme, want nadat jy nou daar jou hande en jou voete gewas het, beweeg jy aan na die tafel met die toonbrode toe, en ons het nou verlede week mooi gehoor, daai brood slymer nou al vir 7 dae lank, voordat jy dit kan eet. Dit is asof hy tot 'n volwassenheid bereik, is aging, dis wat die spreker gesê het, nee. Ons moet net 'n gedagte hou, die eerste dag, die wat op Saterdag ingeskakel het nie gehoor van Vrydags nie, soos moet jy beklemtoon dit weer. Ek beklemtoon dit net weer. Maar nou jy weet, jy gaan na daai tafel met toe en brood toe, mis, daar is die priesters, en hulle fellowship met mekaar, nee, wat 'n mooi Afrikaanse woord is daar vir fellowship, maar jy hoor wat ek sê, hulle fellowship met mekaar, hulle breek brood saam met mekaar. Dis wat ons nou doen. Ja, ons breek nou brood, dis hierdie brood wat al 7 dae lang wag, want dit word nou vervang met nuwe brood, en ons neem van hierdie brood wat 7 dae lang vastgebly het, met ander woorde, daar is 'n geestelikheid wat aan hom koppel, ons neem daarvan in. Maar jy moet versigtig wees dat jy nie net brood inneem wat nie verlig is deur die menorah nie, wat ook die woord verteenwoordig, né? Want die menorah verlig dit, dit is die 7voudige gees van Elohim wat skyn op hierdie brood. Daar's niks anders dan nie, jy kan nie deur daai dak sien en die son, die maan, die sterre en watter feesdag is dit en watter, jy kan niks daarvan sien nie. Al wat in daai kamer gebeur, is die lig van die menorah skyn op die tafel met toonbrode en hy verlig ook die reukofferaltaar. So, jy sal nou dink, ek het dan vir jou gesê, so jy verloor jou individualiteit. Daar is nie Lone Rangers in die koninkryk nie. Jy moet hande vat met jou medegelowiges. Jy is behoorlik gestroop van jouself, jy is behoorlik nou gevul met die woord en met die gees, en dis wanneer jy dan voor die reukofferaltaar gaan staan. Mag ek net by sê, as jy van hierdie brood eet, en is nie verlig deur die menorah nie, dan gaan jy daar uitstap in 'n godsdienstgees. Baie disfunksioneel. Dis wanneer 'n godsdienstgees oorneem, is wanneer die lig van die menorah nie die brood, dit wat jy inneem, dit wat jy geëet het, dit wat jy gelees het, noem dit wat jy wil, as die menorah, die Ruach HaKodesh, dit nie verlig nie. Maar kan jy verstaan hoekom hou ek so aan om te beklemtoon dat die Torah en die Gees is een, want al die woord wat is deur die Ruach ingegee. Precies. En al wat hulle gehad het is die Tanakh, of dan die sogenaamde Ou Testament, wat nou die Torah, die Ketuvim en die Neviim is, die profete, die geskrifte en die profete. So, wat jy nou kry, is
Ek het 3 gedagtes wat ek hier met jou wil deel. Kom ons gaan terug na die oorspronklike. Jy is gestroof in jouself, jy's behoorlik gevul met die woord en die gees, en nou gaan staan jy voor hierdie reek voor altaar, en dit gaan oor jou gebede, en ek wil net vir jou dit sê, terwyl ek hierdie nou voorbereid te onthou ek, Roog herinner my, dat dit was 'n moeilike dae toe ek tot bekering gekom het. In my ma se boekrak was daar 'n boek van Andrew Murray, wat gaan oor die sonde van biddeloosheid. Nou, wat help dit? Jy het hierdie woord gekry, behoorlik toegelig deur die Ruach. Geesvervulde woorde, dis 'n rhema woord, dis 'n woord wat in staat is om dinge te kan verander. Wat help dit jy het dit? Maar jy weet nie wat om daarmee te maak nie. Want jy moet aanstap, want jy moet gaan na die reekofferaltaar toe, jy gaan voor daai gordyn gaan staan, en jy gaan daai 2 gerubs sien wat dit uitblok, of dalk nie. Jy verstaan wat ek vir jou sê. So, hierdie is 'n plek, die biddeloosheid, waar baie mense struikel. Baie mense verstaan nie dat, ek bid ieder woord. Ek bid woord, want is lewendige kragtig, skerp as 'n 2-snydende swaard, dit sny jou murg en been, gees en siel. Dis wat hy doen. Dis werklik waar wat die woord doen. Dan is dit vir my beter om 'n sidder te vat en die woord, want dit bestaan meestal uit psalms en dis meer, om dit terug te bid vir Jahweh, want hy sê, my woord sal nie ledig na my toe terugkeer nie. Maar ek moet vir julle dit sê, ek en jy het nodig om te moet weet. Ons het nodig om herstel te moet word in ons posisie as koning, priester en profeet. Dis 'n posisie wat ons geabdikeer het en partykeer nog voordat ons gebore is, want ons is ingebore in kerke waar die manne nie koning, priester en profeet in hulle huise is nie. As jy herstel is en jy gaan staan by hierdie reekofferaltaar in die oggend, jy dwars deur al hierdie dinge gebid en jy staan daar voor Vader, dan is jy besig, you are ministering unto Yahweh. And he's ministering unto you, want dis wanneer jy omdraai en dan kan jy jou eie gesin, jou eie vrou, jou eie kinders kan jy bedien. Gaan lees bietjie Devarim 8 en vra vir jou asseblief nie dit vergeet nie, né? Dis nie, nou so, ek het nou gesê, nou staan jy voor daai voorhangsel, dan praat jy met Vader en hy wil hê jy moet verstaan dat sonder dat jy in Yeshua is. En dan het ek al gesê, Johannes 14:20 sê, in daardie dag sal julle weet dat ek in julle is en julle in my en ek in die Vader. Waar is hy nou? Hy sit aan die regterhand van die Vader. Baie duidelik. Ons verstaan dit, Stefanus het dit gesien en dit is beskryf. Ons weet, Yeshua sit aan die regterhand, ons gaan net 'n bietjie meer oor dit praat. Goed, die punt is dat die tafniet van die tabernakel, dis die patroon, dis die prentjie waar volgens Vader jou gaan beoordeel. As jy een ding van uitlaat, gaan daar 'n disfunksionaliteit intree. As jy gaan na hierdie muur, dis so tentmuur, 'n tentseil muur wat hy het, weet daai raamwerk wat so om is, hulle word aan mekaar gehou met sulke silwer ringe, en daai silwer ringe van die tent buiteom, dit praat van Gabarim. En Gabarim is vriende, en ek en jy het nou vanmôre 'n gesprek gehad oor, nie is nie net Gabarim, dit is ook familie, het jy gesê. Want jy sien, as daai goed nie in mekaar hak nie, as dit nie lekker in mekaar hak nie, dan is die verhouding versteur. Dan is die tabernakelmodel, is hy versteur. So as jy vir familieverhoudinge vertroebel is, dan is die tabernakelsysteem versteur. As jy rechtssysteem nie reg is nie, want hy is ook onderworpe aan die tabernakel, dan is daar 'n versteuring. Dan het jy 'n disfunksionaliteit in die kamp. Maar vriende is waar wat jy sê, maar ons is nie net vriende. Ons is broers en susters in die Messias. En dit vat dit na 'n familievlak toe. So dit is nie noodwendig net met ons bloedfamilie nie, maar met mekaar. As ons nie ingehak is, soos familie, soos broers en susters nie, dan is dit disfunksioneel. Want vriende kan apart van mekaar staan en nog steeds vriende wees.
Ja, dit is so. Jy weet, dis hoekom ek hou aan om te sê, dit wat ek in die regstelsel geleer het, is fight like men, eat like brothers, né? Dis wat dit, ek wag ewig met my verskil, maar ek drink saam my koppie koffie, weet, dan gaan dit weer net aan. Verstaan jy kan nie toelaat dat geskille, weet, maak dat ons uitgehaak word nie, en hierdie tabernakel skare lyn. Nou, daarin het ons praat die hele tyd eintlik van die afrekening, of eintlik van die audit wat gedoen moet word. Nou, as jy wil gaan kyk na die audit wat gedoen gaan word, nee, hoe lyk die audit van jouself, van jou lewe, ten aansien van die weg, die waarheid en die lewe? Waar staan jy? Jy gaan moet 'n behoorlike afrekening doen. Jy gaan moet behoorlik gaan kyk. Jy gaan moet toelaat dat Ruach HaKodesh jou ondersoek, en dat hy kan deel waarmee gedeel moet word, skriftuurlik. As ons moet gaan, en ons moet praat oor jou tafel met toonbrode ondervinding, waar staan jy? Rekenofferaltaar, biddeloosheid, hoe lyk jou afrekening? Hoe lyk die audit? As jy vandag geaudit word, gaan die papiere geteken kan word. Gaan dit afgeteken kan word. Jy het geslaag. As ek self nou kyk, nee, dan het ek 'n paar goedjies wat ek moet regmaak. Waarom ek moet werk. Want ek moet die vrug van die gees, moet ek kan uitdra, uitstraal. Dis alles deel van waar my audit gedoen word, dis waar my en jou audit gedoen word. Hoe lyk dit? Hoe lyk daardie ding? Dan hierdie is een van daardie prentjies wat ons student by ou en vanmôre in die raas verander het en net in lyn gebring het, wat ons gesê, nee, ons kan nie sonder hierdie ene nie, ons kan nie sonder hierdie ene nie, en kom ons bespreek om net gou. As jy gaan kyk, heel onder, dis die begin, kom ons sê, dis van die ooste kant af, dis die brons altaar op die brandofferaltaar, dit gaan, daar word jy geregverdig, met ander woorde, jou ou, of wil ek sê, vrot lewe, word meer weggedoen, maar jy neem 'n nuwe lewe op, jy is dood. So hier gaan jy sien, jou was 'n liefde is sigbaar, die versoeningsoffer van die lam is daar, hy draai ons harte terug na Teshuvah. Teshuvah beteken keer terug na Jahweh en sy wee, en ons het daar geleer om te sterf van onsself. Maar dan het jy nou aanbeweeg daar na die waskom toe, waar jy kom by die regverdiging deur die geloof. Dis hier ook waar jy in geloof is en belydenis doen, en, hoe gaan ek sê, die belydenis van jou geloof doen. Dis ook waar jou mikwa, jou doop, jou reiniging, waar dit ter sprake gaan kom. As jy dan gaan aan beweeg, jy sien die 3 lê daar in 'n lyn, die menorah, die rekenofferaltaar en die tafel van die toons. Ja, so hulle lê daar in 'n lyn, so jy gaan by daai gordyn deur. Dis wat ek vir jou laas gesê het, dis waar jy ontslae raak van jou individualiteit. Want jy sien, as jy gaan kom by die menorah, dan gaan dit oor die lig van die nasies. Jy gaan lewe van elke woord wat uit die mond van Elohim uitkom. Jy gaan 'n gebedslewe hê in geregtigheid. En wanneer jy deur gaan daar na die verbondsark toe, waar jy kan alleenlik daar kom as jy totaal gereinig is. Jy gaan nie met 'n sondige lyf daar instap nie, jammer. Jy gaan nie, baie mense dink, jy weet, Vader, kan my net hierdie sonetjie van my voorsien, ek kan mos nou deur die bloed van Yeshua, kan ek nou met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Ja, volgens die protokol. Ja, jy kan, jy is welkom, volgens die protokol. Hier is die protokol. Vader wil daar die versoening hê. Jy moet verstaan, dit moet wees soos in die hemel, waar daar slegs reinheid en afgesonderdheid met mekaar kan saamwoon. Die volgende prentjie vertel vir jou omtrent alles wat jy gehoor het. Jy kan sien, links het jy jou menorah, regs het jy jou tafel met toonbrode, daar kan jy sien die rekenofferaltaar, en daar kan jy sien is die gerubs. Jy moet mooi gaan kyk na daai ene. Nog 'n prentjie wat vir ons 'n moed was, wat ons net weet jy ver veel moed wys, wat jy kan sien waar die tyd instap, ons kan nie daaroor praat nie. Hierdie het absoluut in my gees 'n skudding veroorsaak. Toe ons hierdie besef dat ons sel, elke sel in jou liggaam, is volgens die tabernakelmodel gebou. Of selfs die tempel dan, né? Of die tempel dan nou, né? En ons is nie iets wat ons nou te koop mee loop nie, maar ons is op 'n vas nou, ons was in die week 40 dae vandat ons op ons missie, of ons opdrag Israel toe gaan. En ons het ook net gesê vir Vader, ons liggame het nodig om te herstel van baie dinge.
nie dat ons sieklik is of so nie, maar ons is ouer, ons kan agterkom, daar sekere dinge wat herstel nodig het. En dis die eerste ding wat ons gebid het, en ons het nie geweet eers toe ons het gebid het, wat ons eintlik bid en wat ons vra nie. So prakties het hierdie week, hierdie leesgedeelte vir ons in ons lewe geword. Ons het gevra dat Vader elke sel in ons liggaam sal herstel na sy oorspronklike plan toe. En wat het ons eintlik nou gevra? Dat die tabernakel in ons selle en ultimately in ons hele liggaam dan herstel word, sodat ons volmaak voor hom kan staan. Is dit nie mooi nie, né? Ja. Maar nou gaan jy verstaan hoekom ek altyd so afgaan en sê, maar die liggaam van Moshiach is nie 'n kerk nie, is nie 'n organisasie nie. Daar's niks. Die liggaam van Moshiach bestaan uit organismes, 'n organisme is 'n lewende ding, né? So daar's baie selle. In sy liggaam is baie selle. Dis hoekom ons moet inlink met mekaar. Maar ons is nie deel van 'n organisasie nie. 'n Organisasie gaan jou altyd lei na disfunksionaliteit toe, en dis hoekom jy sit met 50,000 denominasies wêreldwyd. Jy weet van hom, maar jy ken hom nie. Verstaan? As ons nie kan verstaan dat elke sel van ons verteenwoordig die tabernakel, alles in ons is na die beeld van Elohim, dan gaan jy 'n ander insig hê op jou geloofslewe, dink ek, gaan met rassevrede gaan dit verander. Hier is nog 'n prentjie wat ons vir jou wou wys. Weet julle dan nie dat julle die tempel van Jahwe is en die gees van Elohim in julle woon nie? Dis nou Korintiërs 3 vers 16. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die afgesonderde gees wat in julle is, wat julle van Elohim het, en dat julle nie aan julleself behoort nie? Toe jy by daai handoffer altaar verbygegaan het en jy alles neergelê het, sorry Kel, jy behoort nie meer aan jouself nie. Jy moet in oorgawe leef, van as jy nie gaan nie, dat jy kan moeilik kom of jy kan maklik kom, maar in die koninkryk gaan jy inkom. Nee, jy hoor wat ek sê. Dis hoekom ons het altyd gepraat van Vader, the ways and means committee wat hy sal stuur, maar volgens koninkryksbeginsels gaan hy jou lewe vir jou indrig. Kyk, dit is nie maklik nie. En as jy na hierdie prentjie kyk, dan sal jy duidelik sien dat jou gees is op die vlak of is geconnect in die mees afgesonderde plek. So die hele ding van daai prentjie sê eintlik, jy weet jy die menslike uitleg, die tabernakel uitleg en die tempel uitleg, wat vir jou gaan sê, gees, siel en liggaam. En dan jy begin altyd by gees. Nee, dit is Vader se patroon, gees, siel en liggaam. Nie liggaam, gees, 'n liggaam, siel en gees nie. Want jy is 'n gees, jy gaan nou sien wanneer ek vir jou bietjie uit die Aramees uit net 'n skrifgie wys, dat Yeshua is 'n lewegewende gees. So hy werk met ons gees. Matteus 4 vers 17. Kan ek net sê dat hierdie wat jy nou gelees is net om te wys, hierdie boodskap van die koninkryk van Elohim, die tabernakelmodel, is dit wat Yeshua verkondig het. Want toe af het Yeshua begin te predik te sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. En dan 6 vers 9, so moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam afgesonder word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Daarom moet julle jou nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie, want na al hierdie dinge soek die heidene. Want julle hemelse Vader weet, dat julle al hierdie dinge nodig het, maar soek eers die koninkryk, en ek wil amper daar sê, sekere vertaling sê, maar soek allereers die koninkryk van Elohim en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg. Weet jy net vir dit sê, op die kampe waar ek al gegaan het, dan was die skrifgie wat hulle so aangehaal het, soek die koninkryk van Elohim. Hulle sê nie Elohim nie. Ja. En ek kon al weet amper uit my kop het sê, ja, en sy geregtigheid. En een dag toe kan ek dit nie hou nie, en iemand al sê, soek die koninkryk. En ek sê, en sy geregtigheid, en
Wel, wacht, dit persoon sê, ja, jy het ook al 40 kampe gedoen, te weet ek het nou genoeg van hulle gedoen. Maar hoe dit ook al sê. Maar dis waar die ding vir my ingekom het, want geregtigheid sê vir my, dat ek ken Elohim en hy ken my en hy kommunikeer met hom en hy kommunikeer met my. Dis waaroor geregtigheid gaan. So, om hom te ken. Hy vroeg my. Ek kan amper daarin bly, ek kan vir dit sê, ek kan vir getuienis op getuienis gee, dit is presies wat hy doen. 9 vers 35. En Yeshua het by al die stede en dorpe rondgegaan en hulle sinagoges geleer en die goeie nuus van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. En toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, soos skape wat geen herder het nie. Lukas 17 vers 20, en toe hy deur die Perishim gevra is, wanneer die koninkryk van Elohim sal kom, het hy hulle geantwoord en gesê, die koninkryk van Elohim kom nie met sigbare tekens nie, en hulle sal nie sê, kyk hier, of kyk daar nie, want die koninkryk van Elohim is binne in julle. So jy sien die skrif verklaar die skrif, nou onthou jy is het vroeger, het was vir jou voorgehou, Shemot 25 vers 8, bou vir my 'n afgesonderde plek, sodat ek in julle en in julle midde kan woon. Dit is hoe jy te werk gaan to connect the dots. Dit is presies wat Yeshua gesê het. So die koninkryk van die hemele is die tabernakelmodel. That's what it is. Dit is so die hemel. Dit het nog nooit verander nie. Nee, al wat jy gekry het is net 'n tafniet, 'n prentjie, 'n patroon, sodat jy kan identifiseer, soos met dit wat in die hemel is. En so baie verkondig koninkryk, maar ek weet nie of julle ook al preke gehoor het, dan dink ek myself, julle het geen idee wat koninkryk is nie. Want dit strook net nie met die tabernakel nie, dit is alles behalwe die tabernakel. So ja, ek het die beskypie ingegooi en hy gaan half voel asof hy nou nie in plek is nie, maar dit te doen met daai hakies, weet hoe ons moet inhaak. Hierdie gaan oor 'n ware gebeurtenis, dit is omtrent so wat hulle daar skryf is, 1 year ago, a Palestinian killed a young woman, Dalia Limkus, by ramming his car into a local bus stop. Our children decided that the best response would be to create a human chain, an act of hope and defiance to express that they embrace life, not death. Our enemies seek to kill and we embrace life. They destroy and we build. We vow that our enemies cannot deter us from building our special communities in this historic place. Kan jy sien hoe werk die Hebreëse denkwyse? En ek wil regtig eintlik op hierdie stadium sê, as ons nou by mekaar was, het ons by mekaar ingehaak om hierdie profetiese verklaring te maak. So in die gees hak ons by mekaar in, en dit is ons proklamasie, en dit is letterlik asof, onthou die tabernakel is in jou sel, en jy is die verteenwoordiging van daai tabernakel. Almal van ons saam is ingehaak as een tabernakel. Ek weet nie of dit 'n bring dat ek 2 keer gebel. Ekskuus tog mense, want jy, so af en toe gebeur iets soos hierdie, dit lyk asof iemand my baie dringend soek, iemand wat my lanklaas gesoek het, so jammer vir daai onderbreking. Goed, het jy hier gelees? Nog nie. Lukas 4 vers 5, toe bring die duiwel op 'n hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld in 'n oomblike tyd. En die duiwel sê vir hom, ek sal u al hierdie mag gee en hulle voortreffelikheid, want dit is aan my oorgegee. Kyk net mooi, wie het nou die koninkryk? Satan het nie gelieg toe hy dit vir Yeshua gesê het nie. Dis die waarheid. En ek gee dit aan wie ek wil. As u my dan aanbid, sal alles aan u behoort. En Yeshua antwoord en sê vir hom, daar is geskryf, Jahoua jou Elohim moet jy aanbid, en hom alleen dien. So, weer eens. Wie beheer die Vader se koninkryk? Wie sit in die stoel om die Vader se koninkryk namens hom te bestuur? Yeshua. Met ander woorde, jy gaan die koninkryk van die lig en die koninkryk van die duisternis, en hy word hier vir jou baie duidelik uitgespel, en dis vir jou aangeteken. Kom ons gaan nou oor na, so Moshe het nou hierdie afrekening gedoen, en toe het hy die volgende gedoen. En lees vir ons daai, want hierdie gaan nou vertel hoe hy die tabernakel opgerig en dies meer.
En in die eerste maand in die tweede jaar op die eerste van die maand is die tentwoning opgerig. En Moshe het die tentwoning opgerig. Hy het sy voetstukke neergesit en sy style daarop gesit en sy dwarshoute vasgemaak en sy pilare opgerig. En hy het die tentseil oor die tentwoning gespan en die dekkleed van die tent daarbo oorgetrek, soos Jahwe Moshe beveel het. Verder het hy die getuienis geneem en dit in die ark neergelê en die draaghoute aan die kant van die ark, wat staat woord, ingesteek seker, né? En die versoendeksel het hy bo op die ark gesit. Toe het hy die ark in die tentwoning gebring en die voorhangsel tot bedekking opgehang en die ark van die getuienis bedek, soos Jahwe Moshe beveel het. Hy het ook die tafel in die tent van byeenkoms neergesit, aan die kant van die tentwoning, teen die noorde, buite die voorhangsel. Kan jy sien wat so groot werk het hy gedoen? Jy weet, want hy moes, as dit 'n swaar balk was, as dit 'n swaar wat ook was, Moshe moes dit doen, want hy alleen het hierdie ding aan mekaar gesit. En hy het die brood daarop gerangskik voor die aangesig van Jahwe, soos Jahwe Moshe beveel het. Hy het ook die kandelaar in die tent van byeenkoms gesit, teenoor die tafel, aan die suidekant van die tentwoning. En hy het die lampe opgesteek voor die aangesig van Jahwe, soos Jahwe Moshe beveel het. En hy het die goue altaar in die tent van byeenkoms neergesit, voor die voorhangsel. En reukwerk van speserye daarop aan die brand gesteek, soos Jahwe Moshe beveel het. Hy het ook die bedekking van die ingang van die tentwoning opgehang. En hy het die brandofferaltaar by die ingang van die tentwoning, van die tent van byeenkoms neergesit. En hy het daarop die brandoffer en die voedseloffer gebring, soos Jahwe Moshe beveel het. Hy het ook die waskom tussen die tent van byeenkoms en die altaar neergesit. En hy het daar water ingegooi om mee te was. Om mee te was. Goed, en Moshe het aan Aaron en sy seuns daaruit hulle hande en voete gewas. As hulle ingaan in die tent van byeenkoms of nader kom na die altaar, het hulle elke keer gewas, soos Jahwe Moshe beveel het. Ja, ek moet verkeerd sê, soos Jahwe Moshe beveel het. En hy het ook die voorhof opgerig rondom die tentwoning en die altaar, die bedekking vir die poort van die voorhof het hy opgehang. So het Moshe dan die werk voltooi. Ek gaan nou iets sê waar hy die werk voltooi, hou die daar ene. Toe die wolk die tent van byeenkoms oordek en die ligglans van Jahwe het die tentwoning vervul, sodat Moshe nie die tent van byeenkoms kon ingaan nie, omdat die wolk daarop gerig het. En die ligglans van Jahwe die tentwoning vervul het. En as die wolk van die tentwoning af optrek, het die kinders van Israel elke keer weggetrek op al hulle togte. Maar as die wolk nie opgetrek het nie, dan trek hulle nie weg nie, totdat dit weer optrek. Want die wolk van Jahwe was bedags op die tentwoning, en die vuur was snags daarin, voor die oë van die hele huis van Israel, op al hulle togte. Ekskuus vir al die foute wat daar is, ek het dit reggemaak, ek weet nie hoekom het dit nie gestyf. Goed, so jy sien nou hierdie tabernakel, kom ek wys net vir jou weer iets, né? Hierso gaan jy sien weer, wat is die belangrikheid van die 4 pilare, waarvan ons altyd praat, né? Eerstens, die eerste pilaar is Jahwe se naam, die tweede een is sy Torah, die derde een sy volk en die vierde een sy land. Kan jy sien, alles berus daarop, die leeu van Juda regeer. So, jy moet sien, die tabernakel as die mens, Yeshua, in wie jy is, en hy in jou is. Jy gaan nie in hom wees, as jy nie, soos hy gevorm is. Kan jy met jou dysfunksionaliteit werk? Yes. Maar jy moet dit van gee. En dit is so belangrik, daar word al hierdie kompromie aangegaan van om nie Jahwe se naam uit te spreek of dit laat ons toch net in eenheid is. Maar Vader sê my naam is belangrik. Vader sê sy volk is belangrik. Ons weet hoeveel is daar wat nou wil uitmaak die Jode. En al julle sal op Facebook dit sien, hoeveel is daar wat teen die Jode is. Daar is 'n verskriklike beweging van antisemitisme. Verskriklik. En ons is nog nie heeltemal seker presies wat Vader wil hê nie, maar baie van wat ons gaan doen, het te doen met die herstel van die tent van Dawid, die vervalle in Israel. Ja, in Israel. Dit het alles te doen daarmee, so julle kan maar gerus vir ons dan ook bid in hierdie saak waarin ons besig is, en ek neem die vrymoedigheid om julle te vra om dit te doen. Goed. En dan sy land.
Daar is selfs groepe wat verkondig dat Israel nie sy land is nie, dat dit vals en fake is. Ons weet, ek hoef nie eens oor die Torah te praat nie, daar is die Christendom met die voorbeeld van wat niks van die Torah wil weet en sê dis meer weggedoen. So as hierdie 4 pilare nie in plek staan nie, dan kan die tabernakel ook nie gevestig word nie. So dit is so belangrik. Ek dink vir party van julle is julle onmoeg vir hierdie prentjie van ons en vir hierdie, laat ons so hamer op die 4 pilare, maar dit is crucial. Ja, dis so die fondasie. Ek kan nie anders as om dit oor te beklemtoon, sodat jy dit in jou hart kan vasmaak, elke deel daarvan. Net soos wat jy elke deel van hierdie tabernakel moet ken en inhak, en jy moet nie die onderlinge byeenkomste van die gelowiges moet jy nie verwaarloos nie en dies meer, want dis waarvan hierdie prentjie alles praat. Goed, ek dink ons gaan begin afsluit. Ek wil net gou hier vir jou iets uit by die 1 vers 21 tot 25. Nou, ek het hom Robert vertaal, dis uit Aramees uit, hy sê daar vir jou, omdat hulle Eloah geken het, Eloah is Elohim, maar om nie geprys en belei het as Eloah nie, het hulle gedagtes leeg geword en hulle harte is verduister, sodat hulle nie verstaan het nie. Terwyl hulle in hulle self gedink het dat hulle wys was, het hulle dwaas geword. Hulle het die glorie van die onverganklike Eloah verander in iets wat lyk op die verganklike mens, soos byvoorbeeld die goue kalf, en iets wat lyk soos voëls, 4-voetige diere, kruipende diere van die aarde. Daarom het Eloah hulle oorgegee aan die onrein begeertes van hulle harte, om mekaar se liggame te onteer. Ons sien dit hoe baie vandag. Hulle het die waarheid van Eloah verruil vir die leuns, en het die skepsels gevrees en gedien, meer as hulle skepsel, aan wie lof en seën behoort, vir altyd en ewig. Amen. So, wat is dit waarop Shaul, is Rav Shaul, Paulus, die apostel Paulus, hy is die apostel Shaul, hy verwys op die vergoddeling van 'n mens. Hy is dikwels daarvan beskuldig dat hy Yeshua vergoddelik en sodoende afgoderry bevorder het. Maar die sleutelwoord in hierdie teks is die verganklike mens, wat in teenstelling met Yeshua staan. Yeshua was gevul met Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. Hy het hom volkome in hom gehad en hy is nou nog volkome in hom, net so baie. Nou nog. So, binne die tradisionele Christendom, dan sien ons dat daar is 'n verhoging van hierdie vergonklike verering. Nee, dis verskriklik. Dis iets wat Shaul ten sterkste afgekeer het. Weereens, die goue kalf. Nou die verhoging van die vergonklike. Met ander woorde, soos die goue kalf. Okay. Soos die goue kalf. Met ander woorde, mense word vereer. Elohim word nie vereer nie. Aan hoe word die lof en die eer en die aanbidding nie gedoen nie. Nee. En dit is hoekom hulle ook die Messias as God sien. Jy verstaan, hulle verstaan nie die tabernakel beeld nie. Goed, so die woorde van Jahweh aan Bezalel en Oliab was die volgende: voer alles uit soos Jahweh dit beveel het. Dis die prentjie van die tabernakel. Wat Jahweh vir jou beveel, dis wat jy presies gaan doen. Dit gaan uit die troonkamer uitkom, dit gaan uit die tabernakel uitkom, dit gaan uit die hemelse tempel uitkom. Jy gaan dit presies so doen en jy gaan glad nie daarby voeg nie, jy gaan niks inbring wat nie van hom afkom nie. Ons gaan dit binnekort sien met Nadav en Abihu. Bezalel en Oliab, hulle moes hulle volkome deur die Ruach Elohim, die gees van Elohim laat lei. Hulle kon nie verganklike menslike denke inbring om hierdie tabernakel te laat bou nie. Hoor nou mooi, daar's niks wat jy in die tabernakel kan inbring wat die werk, die plan, die visie van Jahweh kan oortref nie. Die bou van hierdie koninkryk van Jahweh bestaan uit gehoorsaamheid aan daai raamwerk, daai blauwdruk, daai plan wat hy gegee het. Dis wat hy wil hê, ons moet toegewyd wees aan sy plan. Ons moet nie dit kom belender met ons planne nie. Hy is heeltemal in staat om sy plan volledig en volkome uit te voer. Maar ons weet, ongelukkig is dit nie, in die geskiedenis wys ons hoe het die mens gegaan en hierdie raamwerk gaan verdraai en verwring en iets gemaak wat glad nie lyk soos die Yeshua, die Messias, wat op die troon moet sit in Jerusalem nie. Hy lyk veel eerder soos iets wat in Rome sit.
Absoluut. En hierdie is 'n prentjie wat ons panier 2 jaar terug met so kort was, en dis eintlik presies, want dit was ons tema toe, en dit is presies wat hier maar gepraat word. Ek dink die rede hoekom ons hom gesit het is net eens die spreker wat so gepraat het van en vader is besig om te tap. Nou dis presies wat jy daar sien. Hy is die hele tyd besig om aan jou te werk, om jou te kry op daai plek dat jou beeld volkome gaan wees. Dit wat hy restoreer terug in die tuin van Eden toe. Weer eens ook die prentjie was vir ons net 'n goeie voorbeeld. Hier praat jy van die stopwoorde of die tasbare beeld. Jy kan sien die Mishkan met al sy toebehore. Dit dien die Moedim in die Shabbat. Vader se Moedim in sy Shabbat. Nie die wêreldse Paasfees, die wêreldse Halloween, wat jy dit ook al wil noem. Dit pas nie daar nie. Dis waar die beeld van Elohim, hierdie tabernakelbeeld geheel en al vertoebel word. Verstaan jy, dis wanneer, jy moet verstaan dat die oorspronklike is 'n weerspieëling van die geestelike. Jy verstaan, en dit is so mooi uitgelig eintlik, jou verbintenis met die tabernakel, gee die fisiese en die geestelike daardie koneksie met mekaar. Kyk wat staan geskryf. Ook staan daar geskrywe, Adam die eerste mens het 'n lewende siel geword, die laaste Adam het 'n lewegewende gees geword, maar die geestelike was nie eerste nie, maar die stoffelike en daarna die geestelike. Die eerste mens was uit die stof van die aarde en die tweede mens is Meester Yeshua uit die hemel. Soos hy uit stof was, so is ook hulle wat uit stof is. En soos hy uit die hemel is, so is ook hulle wat uit die hemel is. En soos ons die gelykenis is van die een wat uit stof is gedra het, so sal ons ook die gelykenis dra van die een wat uit die hemel is. Maar ek sê vir julle my broers, vlees en bloed kan die koninkryk van die hemel nie beerwe nie, en verderflikheid kan nie onverganklikheid beerwe nie. Kyk, ek maak aan julle 'n verborgene waarheid bekend. Ons sal nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word, skielik en in 'n oogwink, wanneer die laaste shofar klink. En terwyl ek hierdie lees, herinner die Ruach my om presies wat hier gesê is, die Yeshua wat uit die hemel uit is, wat het regtig met ons gepraat, en nadat ons terugkom van Israel af, gaan ons intens inkyk in die Masoros, wat ons so baie al van praat, en ek dink wat julle nie heeltemal verstaan nie. Ja, goed, hierdie wil ek dan net vir jou, ek wil dit net vir jou in Engels ook gee. It is also written, the first man Adam became a living soul. The last Adam received a life-giving spirit. Yeshua received a life-giving spirit, and he became a life-giving spirit. So, let die klem daar. Goed, dan kom ons by, wel, hy gaan eintlik bietjie verder, en onthou, hier is nog steeds deel van die Aramees. Die dooies sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word, want wat verganklik is, moet onverganklikheid aantrek, en wat sterflik is, moet ons sterflikheid aantrek, en wanneer die verganklike onverganklikheid aantrek en die sterflike onsterflikheid aantrek, dan sal die woord vervul word wat geskryf is, die dood is verslind in die oorwinning. Waar is jou almal oor dood? Waar is jou oorwinning oor doderyk? Dis wanneer Yeshua sy divinity gekry het, en dis waar ons ook ons divinity gaan kry. Ja, ek sien ons harte 'n bietjie oor tyd, maar ons moet hierdie ding volledig met julle deel, so gee ons asseblief, lees net 'n bietjie, gee 'n bietjie grace, net so 'n klein bietjie grace, ek wil hierdie met julle deel, hoor. So, ons moet net vashou aan hierdie raamwerk, aan hierdie blauwdruk, aan hierdie patroon van die Messias, en ons moet ons eie interpretasies moet ons weghou. Enige vermenging van hierdie raamwerk, en hierdie aantasting deur menslike denke, dit veroorsaak net afgoderry, mense. Ons hou demoniese invloed terug, as ons getrou is aan hierdie raamwerk, die woord van Elohim, is as ons Jahwe van daai punt af benader. Ons kan ons met Jahwe verbind, net soos wat Bezalel en Oholiab gedoen het, maar ons kan ons ook verbind aan die demoniese.
né? Goue kalf. En dis die goue kalf. Die oomblik wat jy jou eie ding wil inbring, dan kom daar demoniese invloed in. So in die Hebreëse denke is daar 'n deel van die geestelike ryk wat hulle noem die Sitra Akra, die ander kant. Die term ander kant is 'n manier om die ryk van die onreine geeste of demone uit te druk. So, jy weet, jy gaan hierdie volgende aanname praat van die ander kant. Die waarheid is dat as 'n mens aan die regterkant handel, aan die regterkant van Elohim, verlede week daaroor gepraat, dan sit jy onder die beskerming van die afgesonderde Elohim. Hy is voortdurend by jou. Dan het die ander kant geen mag om by jou uit te kom. Jy gaan nou vir wat Yeshua gedoen het, dan gaan dit vir maklik word. Maar as jy toelaat dat Yahweh sy beskerming van jou onttrek, omdat jy jouself met die bose assosieer, dan neem die bose dit as 'n wins, en dan gee dit vir hom die vooruitsig om jou te kan vernietig. Goed, so. Maar beteken dit, en ek en jy het gister daaroor gepraat, beteken dit dat jy moet gedurig gefokus wees op die demone? Beteken dit dat jy gedurig die demone moet uitdryf? Beteken dit dat jy nee. Jy moet jou voet op die slang se kop hou, maar jou fokus moet Vader en die koninkryk wees. Presies net so. Wys net gou hierdie skrif uit Markus uit. En hy het aan die ander kant gekom, dis nou Markus 5, 'n man wat 'n onreine gees in sy gedagtes gehad het. Toe hy Yeshua van ver af sien, het hy gehardloop en voor hom gekniel. Nee, ek wil nou net vir hierdie ding verduidelik, nee. Hierdie is 'n duidelike voorbeeld van iemand wat aan die regterkant van Elohim loop. Dis Yeshua. Verstaan jy? Daar waar Yahweh vir Josua, nee, sê, my knegt Moshe is dood. Nou moet jy vat nou die leiersels oor. Wees nie bevrees. Hy sê hom 3 keer, wees nie bevrees nie. Nou, dit het niks te doen met die emosie van bang wees nie, dit het te doen met, moenie hier onder my regterhand, onder my autoriteit uitbeweeg nie, want onder my regterhand, loop hier aan my regterkant, hierdie wetboek mag nie uit jou mond uitwyk nie. Nou, gaan lees gerus Josua 1, dan sien jy, hy wat Josua het verstaan, wat het beteken om aan die regterkant te beweeg. Jy sal sien, hierdie is ook 'n lering vir die rabbies, werklik waar. Jy sien die onreine geeste, van die ander kant buig hulle neer voor die regverdige Yeshua. Hulle aanbid hom nie, hulle betoon ering. Ja, jy sien, dan dink ek is daar, as jy byvoorbeeld van kyk na die gelykenis van die rykman en Lazarus, né? Dan sien jy, Yeshua maak die gelykenis, dan praat hy van die twee kante van, die rykman het homself gevul met leksheid op aarde, en hy het arme Lazarus geïgnoreer. Hy het homself nie met die koninkryk van Elohim gevul nie. Hy het beland in die Sitra Akra, die ander kant. En daar is 'n duidelike scheiding tussen die ryk van Elohim en die van Satan. Die twee kan nie met mekaar gemeng word nie, hulle is geskei. Ja? Dit moes by Lukas 16. Dit gaan met die presies wat ek net gesê en dit kom ook uit die Aramees. Terwyl hy in die doderyk gepynig is, het hy sy oë opgeslaan en met Lazarus in sy boesem gaan sit, en hy het met 'n harde stem uitgeroep, Vader Abraham, wees my genadig, en kyk hoe Lazarus sy vinger in die water doop, en my tong nat maak, want kyk, ek word in hierdie vlam gepynig. Abraham sê vir hom, maar seun, dink dat jy goeie dinge in jou lewe ontvang het, en Lazarus is slegte dinge, is dit wat dit sê? Ja, dit sê, maar die staat vir duidelijk. Kyk nou, hy word hier verkoop terwyl jy gepynig word. Met dit alles is 'n groot afgrond tussen jou en my geplaas, sodat elkeen wat van hier af na jou toe wil oorsteek, dit nie kan doen nie, nie eers die een wat van daar na ons sal oorsteek nie. Okay, so hoekom word al hierdie dinge dan vir ons belangrik? Want jy kan sien, die oomblik wat jy met die ander kant van 'n aanraking kom, is jy besig om koninkryke te vermeng. Hou jou by die raamwerk van jou, sodat jy die geestelike, die tasbare kan sien. Ons sien dat Yeshua, sover, was die enigste een wat die ander kant kon bereik en verower.
Hy het die mag van die ander kant met gesag gebreek. Hy het elke invloed van hierdie Sitra Akra, het hy gedwing dat hulle plek moes maak vir die gesag van Messias. Ons sien in Matteus, en hier was dit nog vir my baie interessant, so ek het hom vir jou op 2 maniere gegee. Kyk wat sê hy hier in Matteus 28. Yeshua het nader gekom en met hulle gepraat en vir hulle gesê, alle mag in die hemel en op die aarde is aan my gegee, en soos wat my Vader my gestuur het, stuur ek julle. Maar die woord en getuienis sê, en Yeshua het nader gekom en met hulle gepraat en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Met ander woorde, en soos my Vader my gestuur het, so stuur ek julle ook. Dis uitgehaal, dit is net nie daar nie. So, as ons vol met die gesag van Yeshua Mashiach, dan kan ons koninkryk bou. Ons kan deur hom gestuur word om die ander kant, die ander magte te verower. Dis alles deel van tabernakelwerking, So, verbind jouself met die tastbare raamwerk van die Messias, en dan los asseblief enige vorm van afgoderry. Bou jouself op die rots. Elkeen wat dan na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het, en die reën het geval en die waterstroom het gekom, en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm, en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots. So weer eens, die tabernakel gee ons die prentjie van hoe die transformasie moet plaasvind. Ek wil nie eers nou op hierdie huidige stadium ingaan in die, in die volheid van presies alles wat gedoen is nie, maar die transformasie is jy verantwoordelik. In vorige leringe het ons daaroor gepraat. Vorige jare. Nou. Weer eens, waaroor gaan dit? Sodat jy gerestaureer kan word na. En dan nie van restaureer jou, hy bring jou terug na waar jy vandaan kom. Jy kom van die tuin van Eden, van daarin. En dis waarna toe hy ons wil terug restaureer. Ja. Nou, ek wil net 'n laaste ding vir jou sê. Ek dink jy net maar dan terug gaan, ek wil net vir jou laaste ding sê hier. Want ek het net vir jou dit uitgelig dat Moshe het die werk klaar gemaak. Die Engelse woord is finished. Psalms 3:1-5. Dis die woord kala. Is finished. Jy moet die tabernakel bou. Jy moet hom klaar maak. Kala is ook die woord vir bruid. Ek meen, dit het my nou nogal so wat regop sit. 'n bruid voltooi haar man, die twee word een. Dit is die verbinding van die tabernakel van die bruid van die Messias. Kyk mooi wat het Moses gedoen in Shemot 40:33. Wie is dit wat die werk voltooi? Dis Moshe. En Moshe is synoniem met die Torah. Slegs die Torah het die mag om hierdie gedeeltes so by mekaar te sit, dit wat in die tabernakel kom en op die regte plekke te sit. Die Torah is dit wat die bruid sal voltooi in die hemelse koninkryk. Dit is maar net 'n fisiese voorstelling van hemel en aarde, né? Ja. Ek dink wat ons gaan doen hier is, ons gaan afsluit. Ek wil net vir jou laaste ding wys. Ek kon nie die versoeking weerstaan om vir jou te wys hoe lyk Moshe in die skeur van die rots nie. Omdat net baie het gebeur, hy het gaan instaan vir Israel. En daar het ons daaroor gepraat, dat hy die goedspa gehad het om te kan sê, ek trek nie vandaan af op. As hierdie mense vernietig, wat van hierdie ander volke sê, weet die manier. Maar hy het eintlik sy hart vir Jahwe gewys, en dan dat Jahwe van daar in die rotsskeur gaan sit. Waarskynlik seker dieselfde plek waar Elia gaan sit het, waarskynlik die plek waar Paulus ook gaan sit het, Shaul, waar hy gaan sit het, omdat hulle weet, wat is die geestelike waarde daarvan, en dan kry ons daai 13 eienskappe van Elohim, wat so uitgespreek word. Dis alles in die tabernakel. Mense, ek en jy het nodig om die tabernakel te bou. Ons het nodig om hierdie tabernakel, jou eie tabernakels te bou. Ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie. Daar is nie 'n ding van jy sit stil, jy doen niks nie. Jy bou aan jou tabernakel. Jy doen 'n afrekening van alles wat jy ontvang het, maar jy bou aan daardie tabernakel. Jy kry hom 'n gereedheid dat dit 'n plek is
waar Elohim kan woon. Maar nie met jou eie tabernakel nie, ook die tabernakel wat op die aarde is. Dis die liggaam van die Messias. Presies, en weet jy wat, sonder ander mense, is daar nie 'n tabernakel nie. Wie is die geskikte halfshekel?